Goeiedag en hartelijk welkom by Reguit met Robinson op Litnet. Die politieke landskap in Suid-Afrika ondergaan groot veranderinge met verrykende implikasies. Die Instituut vir Rasseverhoudinge het pas die uitslae van 'n landwyse peiling bekend gemaak. Vir die eerste keer sedert 1994 het die DA die gewildste party geword wat die Bevrydingsparty, die ANC, van sy troontjie gestoot het. Die Vryheidsfront Plus is saam met die DA die enigste party in die regering van nasionale eenheid wat teen die fiskale raamwerk in die parlement gestem het. Dis onder meer weens hulle teenkanting dat BTW met 'n halwe persentasiepunt verhoog word. Dit blyk dus dat meer kiesers nou stem op grond van botter en brood kwessies eerder as tradisie. Die Vryheidsfront Plus het pas in Februarie 'n nuwe leier gekies, Dr. Corneille Mulder, en hy sluit nou by ons aan. Baie welkom. Dis lekker om met jou te gesels. Dankie. Baie dankie Freek en dankie vir die geleentheid. Ek gesels graag. Ek weet nou jy daai peiling gesien van die instituut. Wat is jou mening daaroor? Dis 'n interessante peiling. Ek dink almal moet kennis neem. Ons kry peilings van tyd tot tyd. En peilings is 'n aanduiding van waar staan ons wat die politieke klimaat in die land is. En jy is heeltemal reg, dit is die eerste keer in 'n peiling wat die ANC ontroon is as die mees populêre party in Suid-Afrika. En ek dink dit is geweldig betekenisvol. Dit is 'n bevestiging van die tendens op die oomblik dat die ANC eintlik in vryval is. Ek dink hulle hoogtepunt was hier in 2014 rondom meneer Mbeki 'n 2/3 meerderheid gehad het vir die ANC in die parlement. En dit geval verlede jaar tot onder 50%, hier na 40%, 39, iets. En hierdie peiling toon aan hulle het nog 'n verdere 9% verloor. So dis 'n baie interessante scenario. Die DA het volgens die peiling nou vir die eerste keer die ANC verbygegaan. En dan ook is daar die uitslae wat die ander politieke partye betref. Ek dink mense moet kennis neem daarvan, maar mense moet jou nie blind staar daarteen nie. Dit is maar 'n foto wat geneem is op 'n spesifieke oomblik. En die peiling sal vir jouself sê dit was juis gewees in die midde van die huidige krisis rondom die begroting en het die publiek dan daarop gereageer. So dit is ook hierdie kwessie van BTW, blyk dit dat 'n basiese ding soos BTW wat mense raak, hulle oortuig het om anders te dink oor die stemmery. Dit lyk so, dit lyk inderdaad so en dit is 'n aanduiding dat mense die goed wat hulle werklik waar raak en dit is baie sterk die standpunt hoekom ons van Vryheidsfront Plus se kant af ook gesê het van die begin af. Ons sal nie 'n begroting ondersteun wat belastingverhogings bring nie, want ons mense kan dit doodeenvoudig nie bekostig nie. Mense kry geweldig swaar en dit is nie nodig om aan die inkomste kant die belastinglaste verhoog nie. Die antwoord lê wat ons betref van die ander kant. So ek dink in die peiling kom dit baie duidelik na vore daar rondom. En dis interessant om te sien. Ek het wel 'n vraagteken. Een ding wat my vreemd in die peiling is dat 'n party soos Action SA se steun volgens die peiling het verdriedubbel volgens daardie peiling. En dit terwyl Action SA juis omstrede was omdat hy vir die ANC die nodige stemme gegee het om die beleidsraamwerk goedgekeur te kry. So dit is my bietjie vreemd dat dit ook in die peiling na vore kom, maar goed, mense kry snaakse uitskieters. En dit is wel so dat in die tydperk wat die peiling gedoen was die Demokratiese Alliansie en spesifiek Action SA baie prominent in die nuus, wat ek dink wel 'n rol gespeel het in terme van hoe mense toe wel gereageer het. En 'n ander afleiding wat 'n mens blykbaar kan maak, is dat die raskwessies is van minder belang vir kiesers. Op hierdie stadium glo ek so, in terme juis omdat die fokus dink ek in daai tyd op die begroting was en omdat dit raak mense se sak in terme van hulle uitkomme wat hulle kan hê om te leef en te probeer voortgaan. Maar ek dink nie mense moet sonder meer aanvaar dat die raskwessies van die tafel af is nie. Die ANC is meesters om daardie goeters te laat herleef, soos wat jy kom nader aan 'n verkiesing en ons sal dit waarskynlik weer sien vorentoe. Sien julle dieselfde soort van ding binne julle steun en basis ook, dat daar 'n verskywing is weg van ras of nie? Ja en nee, van ras af beslis, maar nie noodwendig van identiteit af nie. As jy gaan kyk, en dis 'n ander debat in 'n sekere mate, die dinge rondom die solidariteitsgroepering en die reaksie wat daar van hulle kant af gekom het en die fokus wat op hulle geplaas word rondom die Amerikaanse situasie, is daar wel 'n oplewing rondom identiteit en gemeenskappe wat erkenning kry en erkenning vra basies. Maar jy is heeltemal reg, ons kom bietjie na 'n meer normale politiek toe in terme van dat dit begin gaan oor brood en botter sake meer. Nou die ANC was ergerlik vir julle gewees omdat julle en die DA die enigste twee partye is in die regering wat gestem het teen die begroting en daardeur julle self eintlik buite die regeringsstelsel gevestig het. So hoekom het julle besluit om op grond van so 'n klein persentasietjie in die verhoging die hele regering basies in 'n moeilike posisie te plaas? Jy het maar reg. Ek dink die BTW komponent daarvan oor die 0,5%
is nie regtig, dink ek, die werklike saak waaroor dit hier gaan nie. En as die ANC vir ons kwaad is, dan sê ek baie vriendelik vir hulle, maar weer beter word. Die werklikhede van Suid-Afrika is daar, ons moet aangaan met die werk. Dit lê die hele dispuut lê op 'n baie dieper vlak as net die 0,5% BTW of nie BTW nie. Ek het so probeer verduidelik. Wanneer jy 'n situasie kry en ons kiesstelsel leen hom na 'n proporsionele tipe koalisie tipe samewerking. En die uitslag van 2024 het dit baie sterk na vore gebring en toe kom daar nou hierdie regering van nasionale eenheid tot stand. Nou normaalweg kan dit etlike maande neem om so 'n regering effektief te onderhandel en saam te stel. En gegee ons grondwet wat ons net 14 dae gegee het om 'n regering saam te stel, was dit nie moontlik om werklik in diepte die goeders deur te gaan onderhandel nie. En dit byt ons nou. Binne daardie 14 dae is die president verkies, hy het die uitvoerende gesag aangestel, maar daar's nie diep liggend ooreengekom op 'n klomp van die beleidsaspekte uit die aard van die saak nie. En as jy kyk na die regering van nasionale eenheid, sal jy sien dat die hooffokus is op ekonomiese groei en werkskepping. Dit is die hooffokus. En nou is die vraag, wat praat ons, wat doen ons, wat besluit ons as regeringsvennote rondom beleid om werklike ekonomiese groei moontlik te maak ensovoorts. En wat gebeur het prakties is dat daar was wel gesprekke in die regering van nasionale eenheid wat die begroting betref aan terme van die uitkomskant. Nou daar's met ministers geskakel oor jou departement kry dit ensovoorts en dis die uitgawes. Maar daar was nie 'n gesprek gewees oor waar kom die inkomste vandaan om dit moontlik te maak nie. En dit is gebaseer op 'n praktyk wat die afgelope 30 jaar geld, dat die minister van Finansies het 'n vry hand. Hy doen wat hy dink nodig is. En hy rapporteer wanneer die begroting bekend gemaak word, die oggend aan die kabinet en die middag word dit bekend gemaak. Die ANC het daardie praktyk so geskep. Die minister het gedink hy gaan dit hierdie keer weer so doen. En toe by die kabinet aankom, dis dit skielik nie 'n ANC kabinet nie, dis nou 'n regering van nasionale eenheid. En toe sê van die ministers, Vryheidsfront se kant af en van die DA en ander ook, en sê maar ons het 'n probleem, die BTW is nie aanvaarbaar nie, ons wil nie meer belasting sê nie, en toe stop die hele proses. So, mens sou kon kwaad wees, as dit 'n produk was, van ons begroting, waarteen ons gestem het. Maar die wyse waarop dit saamgestel word, was nie ons begroting nie. Dis 'n begrotingsvoorstel van die ANC minister van Finansies, wat eintlik afgeforceer word op die ander partye, en toe reageer hulle so. En ek dink dit is, Engels kan gebruik, 'n groot wake-up call vir die ANC, in die gesprekke wat sedertdien plaasgevind het, en daar sal verdere gesprekke plaasvind, is daar 'n onderneming en 'n verstandhouding dat ons 'n totaal nuwe benadering moet vind, oor hoe hanteer ons die begroting, dat jy die verskillende partye daarmee saamneem, en kan almal inkoop op die proses. So die ding fokus in 'n baie groot mate op die BTW persentasie, maar is eintlik 'n baie diep liggende, onderliggende ding van, ons moet na mekaar luister, mekaar akkommodeer, en as die fokus regtig is, op ekonomiese groei en vooruitgang en werkskepping, dan moet daar 'n diepte debat plaasvind oor watter beleidsaanpassings is nodig om dit moontlik te maak, want die afgelope 10, 15, 20 jaar se beleidsraamwerk en beleidsstandpunte oor ekonomie het duidelik nie gewerk en nie sukses gebring nie. Nou wat nou? Wel, ek dink daar's 'n bereidwilligheid van die ANC om te besef, wel, een van twee goeters. Ek dink die ANC het 'n fatale fout gemaak. As jy met partye bymekaar kom en jy sluit 'n ooreenkoms, of dit nou 'n koalisie is wat eintlik maar 'n breër koalisie is, regering van nasionale eenheid. As jy werklik wil vertroue bou tussen die partye, en jy kan nie daarsonder dit doen nie, dan kan jy nie beweeg buite daardie groepering en ooreenkoms om met ander partye te gaan saamwerk om die nodige steun te kry nie. En die ANC het nou baie gerieflik met Action SA saamgewerk en met ander Good saamgewerk, met Bousa en die steun gekry. Maar deur dit te doen is daar 'n groot vertrouenskrisis eintlik tussen die partye wat 'n probleem is. Nou daar het gesprekke plaasgevind, Vryheidsfront Plus het ook by die ANC gesprek gehad, ons het volgende week weer met hulle ooreenkomsgesprekke, dat daar inbind is om te sê, maar ons wil hierdie ding maak werk, en as ons die ding wil laat maak werk in Suid-Afrika se belang, is dit so 'n bietjie 'n ander benadering wat sal moet kom. Intussen tyd hanteer ons die begroting, maar op die langer termyn sal mense andersins moet kyk dat ons mekaar kan leer vertrou en met mekaar oop kaarte speel wat nie noodwendig tot nou toe oral gebeur het nie. Is dit een op een onderhandelings deurgangs? Wel, dis deel van die probleem. Die ANC verkies dit om in silo's te onderhandel met die Vryheidsfront Plus apart, onderhandel met die DA apart en met van die ander partye. Dit is nie 'n gesonde beginsel nie. Wat behoort te gebeur is, daar moet om 'n tafel gesit word met die leiers of die groeperinge of afgevaardigdes van al die partye in die regering wat saam praat, saam beplan en same oplossing vind. Nou, ongeveer 2 weke terug het die president te kenne gegee, gesê hy dink daar's behoefte vir so 'n gesprek. Hy is heeltemal reg. Jy moet dit daar praat, want dit is waar jy gaan vertroue bou. Jy kan nie afsonderlik in silo's met mekaar onderhandel nie. En wat is die atmosfeer wat julle ervaar in so 'n ontmoeting?
Die atmosfeer was baie konstruktief en baie positief. Die ANC het, wat die Vryheidsfront Plus betref, gesê hulle aanvaar ons standpunt van die begin af. Ons het van die eerste oomblik af gesê, ons sal nie vir 'n ding stem wat begrote belastingverhogings gaan bring nie, ons gaan nie dit doen nie. En hulle respekteer dit en aanvaar dit. Die gees was positief, die gesindheid is positief, en ons sal op daai basis voortgaan. Is daar baie spesifieke kwessies wat jou plan nog en wat nog verder bespreek moet word in die volgende week of 2? Ja, beslis. Nee, geen twyfel daaroor nie. Ek dink dis 'n verskil van uitgangspunt hoe maak ons hierdie ding werk. Dit is nie korrek as mense sê die begroting is nou afgestem of ons het teen die begroting gestem nie. Ons het, soos jy reg genoem het, ons gestem teen die fiskale raamwerk. Nee, dit is maar een komponent, dis 'n kwart van die 4 instrumente wat deurgevoer moet word in totaliteit in Suid-Afrika om die begroting te hanteer. Dis een komponent daarvan. En ons het ons standpunt daar gestel. Nou, die kernverskil is, ons sê, om die begroting te laat klop, lê die antwoord nie om meer belastings te hef nie, die antwoord lê, die staat moet sy uitgawes besnoei. En as jy in gedagte hou, daar is in die staat op die 3 vlakke van regering, plaaslik, provinsiaal en nasionaal, meer as 4500 betaalpunte by verskillende instellings. As ons daardie goeders met 'n vergrootglas moet gaan vat, een vir een, gaan mens verstom staan oor watter besparings gedoen kan word en wat nie die geval is nie. Maar dit blyk ook dat julle soort van losverbonde is saam met die DA. In die mate wat hulle groei, gaan julle agteruit. Dit is volgens hierdie peiling van my, lyk my, die gevolgtrekking. Nee, ek weet, dis die peiling, ek kom vir jou sê, ek neem kennis van daardie interpretasie wat hulle in die verslag gee. Dit is ons steun het afgeneem, ek aanvaar dit glad nie. In die sin, dit is hoegenaamd nie wat ons ervaar op die grond op die oomblik, die teendeel is waar. In die tweede plek, die peiling is belangrik, maar die peiling was landwyd minder as 1000 mense. So jy moet kennis neem daarvan, maar daar is 'n fout van 4% gee hulle toe in hulle eie verslag. En as jy kom by die kleiner persentasies, dan is dit 'n fatale interpretasie aan een of ander kant toe. Dit is nie my ervaring nie. Ek het van die Vryheidsfront Plus se kant af van die begin af gesê, dat ons voortgesette deelname aan die regering van nasionale eenheid is nie afhanklik van die besluit van enige ander politieke party nie. Met ander woorde, as die DA môre sê hulle bly, beteken dit nie ek moet daarom ook bly nie. As die DA sê hy loop, beteken dit nie ek gaan onttrek uit die regering van nasionale eenheid nie. Die Vryheidsfront sal sy standpunte neem op grond van wat in die beste belang van ons en ons ondersteuners basis is. En ek het onmiddellik gesê, wat my betref, nadat ek leier geword het, ek wil die party gaan posisioneer nader aan ons tradisionele steunbasis, naamlik die Afrikaner gemeenskap in die breë as ook ander minderhede. En ek dink dit is bitter noodsaaklik om te sê. Ek is nie net by die regering van nasionale eenheid betrokke terwille van enige posisie of enige pos nie, dit beteken nie iets wat ons betref nie. En tweedens wat my betref, jy is nie maar net daar om die ANC terwille te wees of om sy agenda uit te voer nie. As jy as 'n politieke party nie ook jou eie doelwitte kan bereik deur deel te wees van regering nie, dan moet jy vir jouself die vraag afvra, wat soek jy daar? Maar ek is positief dat ek dink mense kan dit op die regte basis hanteer, en ek is nie bekommerd daaroor nie. Jy sal sien in die peiling praat ook, hy sê hy in die peiling dat die ANC die DA se steun na bewering onder swart kiesers het opgegaan van 5 na 18%. Ek bevraagteken dit regtig baie sterk, en mense sal kyk as daar nou tussenverkiesings kom. As dit werklik 'n tendens is, dan moet die DA begin wyke wen in tradisionele swart woonbuurtes, wat ons nog nooit gesien het nie. Maar kom ons kyk, dalk is daar 'n verandering in die politiek, dalk is dit 'n reuse swaai, maar ek dink ons is, wat die Vryheidsfront Plus betref, op die regte posisie geposisioneer, en ons steun gaan nie afhang van wat in die DA gebeur of nie. Die DA moet sy pad loop, ons loop ons eie pad. Ja, jy is nou 'n nuwe besem in die party. Wat is jou visie? Ek sê, dis nie noodwendig so die besem is nie so nuut nie as dit dalk so ervare is nie. Die besem kom al 'n rukkie in hierdie proses. Nee, ek dink wat my standpunt is, ek het ook oorgeneem met die 22 Februarie gesê dat ek wil die party in 'n ander rigting stuur. En die werklikheid is dat as jy as 'n politieke party sê jy bedien 'n nismark, jy wil 'n party wees vir die breër Afrikaner gemeenskap, maar ook vir minderhede, dan moet jy jou mark bedien tot die beste van jou vermoë. En ek dink dit is nie te moeilik nie. Ek dink jy moet jou reg posisioneer in terme van wat in die harte en in die siele brand van die mense wie jy wil verteenwoordig. En dit is belangrik om uit te gaan vind wat presies, wat maak hulle klop, wat maak hulle harte klop. En dit is nie so moeilik nie as jy gaan kyk wat tans aangaan in breër Afrikaner geleedere. En dan kom jy Amerikaanse konteks nou by. Dit is ongelooflik of eintlik ongehoord. Vir die eerste keer wat ek van weet, kom 'n Amerikaanse president, en ek weet hy's omstrede aan die een kant en omstrede aan die ander kant, en hy reik by name uit na die Afrikaner en sy situasie. Wat interessante verandering en interessante verskynsel is,
En natuurlik solidariteitsbeweging het onmiddellik hulle rol gespeel in daardie konteks. So ek dink in ons party, my uitgangspunt is, en ek wil sê, ek het van die begin af gesê, ek is bereid om leier van die party te word, maar my eerste keuse sal wees, as ons by daai punt sou kom, dat ek sou verkies dat dit onbestrede is. Ek kan dit nie voorskryf nie, as ons 'n demokratiese party, mense word genomineer en verkies. Ek is dankbaar dat dit wel onbestrede was, want dit gee vir jou die voordeel, jy begin met 'n verenigde struktuur, dit is nie kampe of groepe of hierdie faksie of daai faksie nie, en dit is my uitgangspunt, ek wil die partye is verenig, ek gaan nie toelaat dat daar konflikte in die party ingedra word nie, en ons gaan konstruktief met 'n leiersbenadering vorentoe gaan, en dan natuurlik my persoonlike benadering is, ek glo regtig in kollektiewe leierskap, ek glo gesamentlike besluitneming, betrek mense, ek glo in kollektiewe wysheid, een mens moenie dink jy het al die antwoorde nie, jy kry baie beter antwoorde as jy saam dink, saam beplan, en saam vorentoe beweeg, so kom ons kyk wat maak die tyd met ons. So jy is oortuig daarvan dat die tweespalt nou te rustig gelê is? Ja, ek het nie twyfel daaroor nie, en met alle respek, dit hang af wat se boodskap jy uitstraal van leiersposisie af, en ek het op dag 1 met die aanvaarding het ek gesê, enige interne konflik stop vandag, en ek staan daarby. Dit is die uitdagings voor ons in Suid-Afrika, almal van ons, en dan praat nie eens van die Afrikaner gemeenskap nie, is van so geweldige aard dat jy kan nie interne konflikte bekostig of toelaat nie. En baie keer is dit absoluut oor nonsens, as ek dit mag sê. Hierdie ou is kwaad vir daai ou oor dit of oor dat. Is dit regtig belangrik? Kom ons sorteer dit uit, ons gaan met die werk. En ek moet sê, op hierdie stadium is dit waar ons basies staan, en ek is baie dankbaar dat ek 'n werklike eendragtige struktuur het wat saam met my loop. Ons loop en ons hardloop teen 'n pas. Ons weet waarheen ons wil gaan, ons weet wat ons gaan bereik, en ek is optimisties op die pad vorentoe. Jy het nou spesifiek die Afrikaner genoem, maar wat van die basis van die breinmense, want dit is ook toch 'n redelike basis vir Absoluut. Ons uitgangspunt is, ons het ons party se grondwet gewysig in Desember, om 'n credo ook by te voeg wat 'n sekere bepaling het, en ons spel dit baie duidelik uit. Die party moet lojaal wees aan waar hy vandaan kom, en jy ken die geskiedenis, die party is aanvanklik gestig vanuit die Afrikaner geleedere uit, maar ons het ons missie gewysig, en gesê as jy na Suid-Afrika kyk, is ons eintlik 'n land van minderhede. Ja, solank dit beduiwel word deur die rasse kwessie, dan is dit nou 'n meerderheid en 'n minderheid. Maar as jy na die totale prentjie van Suid-Afrika kyk, daarom sê die grondwet jou 11 amptelike tale en baie ander dinge. Ons is 'n land van minderhede. En dan kom jy by wat is werklike demokrasie? Demokrasie kan nie tirannie wees van die meerderheid nie. Die toets vir 'n werklike demokrasie is, hoe kyk jy na die belange van jou minderhede, al jou minderhede, en die party wil ons spesifiek daar bepaal. So ons vra nie verskoning nie, ons fokus as uitgangspunt is waar ons vandaan kom by die Afrikaner, maar ons reik net so uit na alle ander minderhede, spesifiek ook in die bruin gemeenskap, na die Indiër gemeenskap, selfs as jy kyk in tradisioneel nou die Engelssprekende gemeenskap, as ek nou praat van wit Engelssprekendes, is 'n minderheidsgemeenskap in Suid-Afrika, en daar's ander ook in van die swart gemeenskappe, en ons reik uit op daardie basis, en dit is ons hele benadering, en ons dink ons kan 'n verskil maak. Iemand moet namens daardie mense praat en sê, hoe lyk 'n demokrasie in werklikheid? Jy kan nie net hê een mens, een stem, en dan is dit, word dit 'n tirannie van 'n meerderheid wat sy wil afforceer op ander mense nie. Maar is dit 'n kwessie van jy benader ander groepe as groepe, met minderheidsgroepe wat met ander woorde saam moet werk, en dan gaan dit daaroor dat daar lidmaatskappe is wat uitgebrei word en so aan nie. So mense moet op 'n ander manier julle steun ondersoek. Nee, korrek. Ons benadering is, die party wil homself posisioneer as 'n voertuig vir almal wat hulle regte op daardie manier wil bevorder. So daar's nie 'n uitsluiting of wat ook al, gaan stig jou eie party nie. Dis die Vryheidsfront Plus is daardie voertuig. En daarom dat jy mense uit ander gemeenskappe wat betrokke raak by die party, wat dien op strukture, wat raadslede word, wat vorentoe parlementslede sal wees, jy posisioneer jy op die basis, jy is die politieke voertuig wat uiting gee aan daardie behoefte wat bestaan uit verskillende gemeenskappe en individue. En wat is jou amptelike reaksie op die aanbod van die Amerikaanse president dat Afrikaners soontoe gelok sal gaan word? Dit is nogal ironies, en jy sal die politiek goed onthou, Freek. 50 jaar gelede, presies 50 jaar gelede, in 1975, het die Portugese regering geval in Portugal. En die effek daarvan was dat Portugal sy kolonies verloor het, soos Angola en Mosambiek. En daar was 'n uitstroming van Portugese vlugtelinge uit Angola en uit Mosambiek. En toevallig op daai stadium was my pa minister van binnelandse sake. En ek kry op YouTube 'n klip waar hy praat as minister en sê watter reëlings word getref om daardie vlugtelinge te hanteer. En die rede kom ek daarna verwys is, as Trump uitreik na die Afrikaner en sê wil vir ons vlugtelingstatus in die FSA gee, dan sê ek neem kennis daarvan, ek is baie dankbaar, ek is baie bly dat hy bereid is om dit te doen, maar
Ek gaan alles in my vermoë doen dat dit nooit nodig hoef te wees dat ons ooit van so iets gebruik hoef te maak nie. Want ons is van Afrika, ons is Afrikaners, ons is mense wat ons verbind het tot Afrika, ons wil hier 'n toekoms basies skep. Dankie vir die aanbod, maar hopelik sal ons dit kan slaag dat dit nooit 'n werklikheid word nie. En ek glo nie dit gaan nodig wees nie, want ek glo werklik dat ons mekaar kan vind as Suid-Afrikaners om hier 'n bedeling te kan skep wat ons almal 'n veilige toekoms kan hê, ook die Afrikaner as deel van 'n minderheid. Nou in die breë prentjie van die hele politiek in Suid-Afrika, is jy optimisties of nie? Ek is optimisties, ja, mits ons die regte goeders kan doen. En as jy mooi gaan kyk na die politieke spektrum op die oomblik, daar is 'n groepering wat radikalisering is aan Umkhonto we party se kant, aan die EFF se kant. Ek koop nie die DA se bangmaakstrategie van die doomsday scenario nie. Ek dink die mense moet daai scenario probeer op die tafel sit en dit gebruik as argument hoekom jy ander goeders moet doen nie. As jy ook na dieselfde peilings kyk, hierdie een het 'n bietjie anders gewees, maar die groter peilings, of dit nou Brenthurst Foundation is, of dit van markdata is, maak nie saak nie. Ek is oortuig daarvan dat ons die suurstof kan en moet afsny van daardie radikale groeperinge. Daar's 'n groter groep gematigde mense oor alle gemeenskappe heen, wat 'n middelgrond kan vestig, en die Vryheidsfront en die Afrikaner wil deel wees daarvan, wat 'n meerderheid is. En ons moet daardie goeie mense bymekaar kry, en daarom is die regering van nasionale eenheid so 'n absolute sleutel instelling wat dit kan moontlik maak. As die regering van nasionale eenheid slaag om die ekonomie te kry om te groei, om werksgeleenthede te skep, dan skep jy die teelaarde vir daardie goeie gematigde middelgrond om by mekaar te kom en vorentoe te gaan. As ons misluk, dan sit 'n probleem. Nou jy is die langsdienende lid van die parlement in Suid-Afrika. As jy so terugkyk oor al die tydperk vanaf 1988, wat val jou in die besonder op, waaroor is jy trots, waaroor is jy minder trots? Kom ek sê, ja, dis waar, ek het voorreg gehad, jy sal onthou toe ek in die parlement gekom het in 88, was meneer P.W. Botha nog die president. Ek het hom gesien gaan, ek het meneer de Klerk gesien oorneem, die oorgang na Mandela, en daarna die hele proses uitgespeel het. Wat fascinerend is, mense is dankbaar daarvoor dat jy daardie tyd kon deurbring, ekskuus, en 'n rol kon speel. En ek dink wat fascinerend was, ek het die voorreg gehad om 6,5 jaar te dien voor 94, waar ek die ou bedeling in aksie kon gesien het, en dan 'n 30 jaar plus nou na die tyd. Dit is fascinerend om dit so te kon ervaar het. Ek dink die skryf van die huidige grondwet was 'n groot deurbraak en 'n belangrike een. Maar ons het nog nie daarin geslaag, wat my betref, om Suid-Afrika werklik die hoogtes te laat bereik wat moontlik is nie. En ek dink die tyd is nou daar, ek dink die geleentheid is daar, en as jy gaan kyk, die mislukkings wat gekom het, met alle respek van die ANC kant af, en verwagtinge wat daar was, ons het nou 'n kans om dit reg te maak, maar dit veronderstel leierskap, werklike leierskap. En my bekommernis is dat meneer Mandela was waarskynlik die laaste leier aan die ANC kant, wat opgestaan het en gesê, dit is wie ek is, dit is wat ek glo, dit is wat ek gaan deurvoer. Het voel vir my dat die leiers daarna is so ingeperk deur die ANC as party, dat hulle so moet akkommodeer al die verskille, of dit die Vroueliga, die Jeugliga, die Kommunistiese Party, die vakbonde, dat hulle nie werklik kan staan en leierskap toon en doen wat gedoen moet word nie. Ons is nou weer by so 'n krisis. Hopelik kan meneer Ramaphosa nou staan en doen wat nodig is, want as ons dit nie doen nie, dan wat lê vir ons voor? Die huidige termyn is 60 maande, daar is 10 maande verby, daar is 50 maande van die regering van nasionale eenheid tegnies oor. As ons nie die regte goeders besluite neem rondom ekonomiese ontwikkeling en verandering nie, dan gaan jy sit waarskynlik met 'n minderheidsregering wat gaan voortstrompel vir die volgende 40 maande terwyl die land ekonomies stagneer en tot niet gaan terwyl radikale elemente aan die ander kant na vore kom en sterker word. Vryheidsfront Plus sal ons rol speel om dit presies te voorkom, maar daar's 'n voorwaarde, dan moet daar ook 'n ruimte wees vir die gemeenskappe in Suid-Afrika wat vra vir basiese goeders, erkenning van wie ons is, leefruimte vir wie ons is, moenie teen ons diskrimineer nie, gee ons die kans om saam met julle te bou aan 'n suksesvolle Suid-Afrika. Ek is absoluut optimisties daaroor en ek glo ons gaan dit regkry. Geniet jy nog jou werk? Ek geniet my werk beslis. Ek geniet my werk. Ek is bevoorreg, Freek, ek het groot geword in 'n politieke huis wat ons gepraat het, politiek oggend, middag en aand. Dit was my stokperdjie. Ek het goeie advies gehad van my pa wat gesê het, mens sê nie jy gaan politiek doen, jy berei jou voor vir 'n ander loopbaan.
Ek het regte gestudeer, ek is toegelaat as 'n prokureur. Maar my lewe het so gemaak dat ek my stokperdjie my loopbaan kon maak. En solank jy kan opstaan in die oggend en jy het nog vuur in jou pens en jy het energie en dryfkrag in jou om te sê ek kan en ek wil en ek gaan dit doen. Dit is ook waar in die politiek dat een mens op die regte tyd, op die regte plek, man of vrou, watter beroep, maak nie saak nie, kan 'n verskil maak omdat jy daar is. Ek geniet dit, ek probeer daardie verskil maak en ek glo ons kan dit basies doen. Die antwoorde is daar, die oplossings is daar. Ons moet vir ons mense hoop gee in Suid-Afrika. Daar's soveel negativiteit, maar daar is ook hoop en dit is regtig moontlik. Ons moet radikales suurstof afsny. Ons moet die goeie mense bymekaar maak en ons maak van hierdie land 'n wenland. Dit kan gedoen word. Ek sal my deel doen om dit te doen. Maar daar moet leierskap wees en sien jy enige iemand wat daardie posisie kan vul. Wel, op hierdie stadium die feit dat jy in 'n koalisie ingaan of in 'n koalisie is, moet die ANC ook besef dat jy gaan ook op daardie vlak moet kollektiewe leierskap in 'n sekere mate hê. En wat my bekommer onder andere van die regering van nasionale eenheid, daar's te veel klem op die ANC komponent wat leierskap betref. Met ander woorde, ja meneer Ramaphosa is die president, maar dit was 'n fout en ek was nie betrokke by daai onderhandelinge nie. Ons kan van mevrou Zille vra hoe het hulle daarbey gekom. Dit was 'n fout gewees om die president te laat kom van die ANC, maar die adjunkpresident ook. Dit was 'n fout. Die adjunkpresident behoort te gekom het van die grootste oppositieparty, het jy onmiddellik meer gebalanseerde leierskap geskep in die regering van nasionale eenheid en kan dit ontwikkel, sowel ook die leiers van die ander politieke partye wat mede-verantwoordelikheid moet aanvaar. En die ANC moet aanvaar, al is hy hy's nie die meerderheidsparty nie, al is hy die grootste party, sonder die steun van ander partye beteken sy 30 of 40% ook niks. Jy moet met ander kan saamwerk. Ek is oortuig daarvan dat ons die leiding kan neem, en kom ons kyk waar gaan dit vorentoe op moontlik wees. As dit nie Ramaphosa nie kan sien daarvoor nie, daar is opkomende jong mense wat ek dink ook kan sien om dit wel te kan doen. Daar's nie 'n rede hoekom Suid-Afrika moet stagneer en agter in die ry staan en Nigerië gaan by ons verby en Egipte gaan by ons verby en Kenia en Angola nie. Suid-Afrika moet daai leidingrol speel in Afrika, maar dan moet ons mense se koppe reg kry. Kom ons doen dit. Corneille Mulder, baie dankie vir die lekker gesels voorspoed. Ek waardeer dit, Freek, baie dankie vir die geleentheid en sterkte vir julle ook.